Goeiemiddag, 2 Maart en hierdie middag hier op Central Tyd in Amerika. Ek is Morne Botha, die Amerikaanse korrespondent vir Koepel TV en 'n update oor die oorlog in Iran. So Iran is nou besig om verder te eskaleer. Hulle het nou 2 Su-24 bommers gestuur om Kuwait City aan te gaan val. Nie net met missiele nie, maar hulle 2 vegvliegtuie gestuur. En Kuwait het daai 2 vliegtuie afgeskiet toe hulle by die grens kom. Ek is verbaas nogal dat hulle gepoog het om vliegtuie in die lug te sit op hulle buurlande. Nie noodwendig, dit was nie op 'n plan om militêre teikens nie, hulle wil maar die stede aanval. Maar ek is verbaas dat hulle so ver gaan het om te dink hulle kan vliegtuie opsit om in daai lande in te vlieg en dink hulle gaan wegkom daarmee. So daai 2 vliegtuie het nie eens naby hulle teiken gekom nie, hulle was afgeskiet sodra hulle in die land ingekom het. En dit sal sekerlik groot skok vir Iran wees om te weet dat Amerika en Israel steeds eers superiority oor Iran self en dat hulle eie vliegtuie nie kan operate buitekant Iran nie, want hulle gaan net afgeskiet word. Intussen poog Iran nog steeds met drones en missiele om city centers aan te val. Hulle het nou weer in Dubai probeer stryk, probeer om hotelle uit te haal. Hulle het probeer die grootste gebou in die wêreld, die Burj Khalifa af te drop. So dit wys sommer net waar toe hulle nou in staat is. Hulle probeer nou net flat out teruggaan na hulle terrorisme toe. Dis al wat hulle ken, val siviele teikens aan. En in die hoop dat hulle kan die siviele populasie so ver terroriseer dat hulle weermagte en hulle regerings sal ophou om op Iran te skiet. Al wat hulle doen is hulle maak meer vyande vir hulle self, want van die plekke wat hulle aanval is hulle eie bondgenote gewees. Is nou nie meer hulle bondgenote nie, so Iran is nou 'n desperate poging van hulle oorblywende regering wat nog daar is, van die Ayatollah se regime, so oorblywende desperate poging om beheer te hou oor hulle land en beheer te hou oor hulle weermag. Hulle het self erken dat hulle al nie meer totale beheer oor hulle eie weermag het nie, en dat van die strikes wat op die siviele populasie in die buurlande is, word deur rogue militêre magte gedoen wat hulle nie beheer oor het nie. Dis om hulle self nou ter verontskuldig dat hulle maak of hulle onskuldig in die situasie is. Maar dis hoe Iran operate. Hulle operate al so vir die laaste 40 jaar en dis hoe daai regime te werk gaan, en dis die hoofrede ook hoekom hierdie aanvalle begin het teen Iran vanaf Israel en Amerika, om daai regime die kop van die slang af te sny. Sterk aanvalle sal voortgaan in die volgende dae en weke. Hierdie gaan bly by 'n lugaanval, dit gaan bly by lug- en missielaanval en stand-off wapens soos langafstand missiele en artillerie. Daar's nog nie een kans dat daar gaan boots op die grond gaan wees, voet op die grond van Amerika of Israeliese soldate om op die grond ingaan nie. Hulle gaan hierdie lugkampanje hou. So dit is dan die breaking news vir vanmiddag. Daai 2 Su-24's van Iran wat probeer het om Kuwait City aan te val. Hulle is afgeskiet by die grens en so sal hulle die res ook afskiet soos hulle inkom. Dis Morne Botha, die korrespondent vir Koepel TV uit Amerika uit Central Tennessee. Goeiedag.